Ons is vanmôre bevoorreg genoeg om met Elbie Groblaar te gesels. Radioman, joernalis, geskiedenisboffen, gaan ek nou maar sê. Waarskynlik ook een van die nuuskierigste mense, dink ek, op die planeet. Goeiemôre, Elbie. Goeiemôre Peer, baie dankie, is 'n voorreg om hier te wees, hoor. Dis heerlik om jou te hê by ons en om te gesels oor historiese almanak. Kyk, as 'n mens iets het soos historiese almanak, en die mense wat weet, wat nou al daai tyd op radio daarna geluister by jou geselsies, die mense wat jy goed in die burger lees, die mense wat op Netwerk 24 van dit lees, weet, dit is nogal lekker om so iets, ek wil nie sê na te laat nie, want jy's nog hier, maar om so iets te boekstaaf en vas te lê en te kan sê, maar kyk na ons fantastiese geskiedenis en te weet, mense die voorreg gehad om dit te doen, hè? Ja, en ek kan nie glo, dis 42, 43 jaar van dat ek dit die eerste maal gedoen het nie. Dit voel soos 'n 5 jaar, 6 jaar gelede. Die geskiedenis vlieg verby. Maar dit is 'n groot voorreg, Peer, absoluut 'n groot voorreg vir my. Nou praat ek met ons oor geskiedkunde, oor die historiese almanak. Waar het dit begin en hoe het dit nou by daardie boek wat langs jou lê opgeëindig vandag? Waar die pad gestap? Ek het baie jare gelede in die vroeë 1980s was ek 'n omroeper by die ou Afrikaanse radiodiens van die SAIK in Kaapstad gewees. En toe het ek 'n voorstel gemaak dat ek hierdie soort praatjies wou aanbied. En my baas het vir my gesê, maar ek moet besef, dis aan 'n datum gekoppel, die historiese almanak, elke dag se datum moet die storie aan daardie dag se datum gekoppel word. En ek het toe letterlik, ek dink 18 maande moes gaan navorsing doen voordat ek op die lug kon gaan met die praatjies. Jo. Want jy moet vir elke dag van die jaar 'n datum Moet daar kry. iets wees. En dis voor die tyd van die internet, so dis boeke en tydskrifte en koerante om te soek na datums. En jy gewoonlik die lekker 2 koppelstukke is 'n geboortedatum en 'n sterfdatum, en by 'n gebeurtenis die datum waarop dit plaasgevind het. En ek onthou, ek het eenmaal op 'n interessante karakter afkom en ek kry sy geboortedatum. Nou soek ek sy sterfdatum dat ek 'n tweede datum het dat ek dalk oor hom sou kon praat vir my dagboek. Toe leef die persoon nog, sy nog nie dood nie. Ek bedoel dit nie lelik. Dis nog nie geskiedenis. Dis nog nie geskiedenis nie. So ek het toe begin daarmee en het oor 'n tydperk van so 10, 15 jaar lank aan en af het ek dit vir die SAIK gedoen. En toe was ek nou in bestuur in beweeg en 'n paar jaar gelede die eerste maal weer begin daarmee, wat heerlik was om my liefde en my stokperdjie weer te kon beoefen. Maar dis 'n ander wêreld nou wat navorsing betref. Ek spot altyd, ek sê ek was 'n enige dokter en tandarts se nagmerrie in daardie tyd gewees, dat as ek in die spreekkamer kom, die keer wat my soheen toe gaan, nou hou ek mooi dop of niemand my sien, dan skeer ek artikels wat interessant is uit wat ek kan lees by die huis vir my praatjies uit die tydskrifte uit. Maar vandag druk mense 'n paar knoppies om inligting te kry of om ten minste 'n datum met iets wat aan daardie datum gekoppel is te kry. So dis makliker vandag, maar mense moet steeds navorsing doen en steeds die interessanthede soek wat mense sal geniet om na te luister. En hierdie historiese almanak, die boek nou, hoe het dit vorm gekry? Hoe kry dit nou in hierdie nuwe era van geskiedenis op jou vingerpunte? Hoe dit nou finaal vorm gekry? Oor die jare het heelwat mense vir my gevra of dit nie in boekvorm gaan verskyn nie. So in my agterkop het 'n mens dit maar gehad, en as mense op radio uitsaai en op televisie ook, dit verdwyn as jy dit klaar gedoen het. So om nou iets te kan hê wat jy kan vashou en dis op skrif, en my kinders kan eendag as ek nie meer daar is, die sê o pa dit geskryf, jy weet, so dis iets van 'n ander waarde. Ja. En ek het toe voelers uitgesteek na Turks 5 publikasies, Marlene Malan toe, en sy was met ongelooflike entoesiasme en opgewondenheid gereageer, en sy het my gelei deur die hele proses, omtrent 'n jaar gevat om van die manuskrip wat ek vir haar gestuur het met 'n klomp praatjies by die boek uit te kom, soos wat sy, en toe later het sy vir Gert Coetzee, die Volksblad se oudredakteur in Bloemfontein, gevra om my redakteur direk daar in Bloemfontein te wees. So hulle het my gelei om van hierdie los klomp radiopraatjies 'n gestruktureerde boek met hoofstukke en interessante opskrifte en so te maak. So ek is hulle innig dankbaar daarvoor. Dis die pad wat dit geloop het om tot hier te kom vandag. Nou as ons kyk na daai boek wat langs jou lê, die eerste hoofstuk is half eie stories. Hoe verskil dit van die ander hoofstukke? Ja. Eie stories moet mens altyd versigtig wees. Dit is waar ek half toetree tot die geskiedenis of betrokke is by iets wat ek as histories beskou. En luisteraars en lesers geniet dit af en toe, maar jy moet dit nie oordoen nie. Van die stories daar, die een handel oor my oupa na wie ek vernoem is Abel Jacobus Groblaar. Nou hy's dood lank voordat ek gebore is, maar ek het by my pa en my pa se broers inligting oor hom oor die jare gekry. En hy het in die Anglo-Boereoorlog vir 3 jaar lank geveg tot die einde toe, en hy het by Magersfontein, wat een van die beroemdste veldslae in die oorlog was, Desember 1899 het hy geveg.
En my pa het toe my pa nog geleef het, in die vroeë 1990s het hy my Magersfontein toe gevat, ek en hy saam na die slagveld toe. Wow. En my oupa het hom as 'n klein seentjie in die 1930s Magersfontein toe gevat. My pa het altyd sê oupa wou nooit praat oor die oorlog, 'n tipiese soldaat wat trauma gehad het, maar hy het wel my pa as 'n seentjie Magersfontein toe gevat en gewys waar hy in die loopgraaf gelê het en ook gewys waar sy boesemvriend wat langs hom gelê het deur 'n bomskerf getref is en doodgebloei het langs hom daar. Oupa het niks oorgekom nie, maar sy boesemvriend het langs hom gelê. En toe ek en my pa na die monument, die gedenkteken toe gestap by Magersfontein wat die name van gestorwenes by die veldslag is, toe spoor ons die naam J. Roos. Ek dink dit was Jimmy Roos op as een van die gestorwenes van die Forrie Smith Kommando. En hy was my oupa se boesemvriend gewees wat hy vir my pa vertel. So dit was so half 'n emosionele oomblik. Ja. My pa, jy kan my pa sien op die prentjie wat hy wys na Jimmy Roos se naam. So dit was 'n emosionele oomblik geweest. En toe in 1999 was dit die 100ste herdenking van Magersfontein. En toe het ek my 2 oudste seuns gevat, hulle het 'n spesiale 100 jaar herdenking gehad wat ons deur die nag 'n mars gedoen het van die plek waar die Skotse brigade begin het en marseer het of beweeg het na Magersfontein toe. En daai ervaring om ligdag die oggend aan te kom by Magersfontein uit die oogpunt van die Skotte en te dink daar het oupa daar voorgelê en die storie in ons familie was dat hy ook aangelê het op generaal Andrew Worship, die beroemde Skotse generaal wat gesneuwel het daar en dat oupa hom dalk ook die generaal het met iets soos 10 of 12 skote in sy liggaam gesneuwel daar en dat my oupa dalk ook een was wat na hom geskiet het, maar daai belewenis en dat my oupa het met my pa het met my en ek het met my 2 seuns kon doen was vir my 'n baie groot voorreg en dis 'n eie storie wat die geskiedenis vir my half lewendig in my eie lewe en my eie loopbaan kon geword het. Dis lekker om 'n mens se verbintenis met 'n merkbare geskiedkundige gebeurtenis te kan maak op 'n persoonlike vlak. Hoe besluit jy watter liefling karakters of watter skobbejakke of watter skurke of planmakers of kalante soos wat jy hulle noem, watter van hulle 'n mens 'n storie oor vertel? Belangrik vir my en ek dink vir lesers en luisteraars is daar moet afwisseling wees. Jy weet so die eendag praat jy oor 'n veldslag of oor 'n oorlog of oor Magersfontein en die volgende dag wil jy iets heeltemal anders inbring soos die vrouens in Frank Sinatra se lewe met wie hy nie getroud was nie. Jy weet daai so van die kontras. En in my database het ek stories oor allerlei interessante karakters. So ek dink die afwisseling is belangrik. Jy moenie 2, 3, 4 oggende dieselfde tipe van onderwerp op die radio en dan begin mense sê maar jy sit alwaar hy kan praat. Ek onthou jare gelede in die beginjare toe ek dit uit Kaapstad uit nog gedoen het ek in een week, ek dink 3 van my 5 stories was Amerikaanse stories, Amerikaanse president in 'n voorval waar Amerikaners betrokke was. En toe 'n ou oom vir die SAIK 'n telegram gestuur het, nog daarvan telegramme. Een sinnetjie met 'n uitroepteken. Is Albie Grobbelaar 'n Amerikaner? Met 'n uitroepteken, jy weet so. Jy moet Afrikaner geskiedenis afwissel met Amerikaans en Europeërs en so aan. En dan kom jy op skobbejak ook af. Dit is altyd lekker om 'n storie oor 'n skobbejak ook so af en toe tussenin vir afwisseling. Uit te sê. Albie, oor die jare, jy weet, was daar enige heldefigure wat later in onguns by jou verval het, soos wat jy meer navorsing gedoen het en geleer het oor hulle? Voete van klei gehad het. Jennifer, dis 'n baie interessante een. 'n paar duik op by my. Een wat 'n groot held van my tot vandag toe nog is Charles Lindbergh, die eerste persoon wat solo oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het. Nou daai stukkie geskiedenis van daai vlug van hom 34 uur lank gevlieg met 'n klein vliegtuigie. Dis 20 jaar nadat die Wright broers die eerste vliegtuie op in die lug gekry het. So dis in die vroeë jare van die lugvaart. Charles Lindbergh het in daai stadium reeds 4 vliegongelukke oorleef. Toe hy op 25 jarige leeftyd oor die Atlantiese Oseaan vlieg. Hier staan hy by die Spirit of St. Louis, sy vliegtuig wat hy mee gevlieg het. 34 uur lank oor die Atlantiese Oseaan van naby New York af tot naby Parys in Frankryk. En hoe hy letterlik meters bo die Atlantiese Oseaan soms vlieg met daai klein vliegtuigie en die sproei van die golwe in sy gesig kan spat, soos hy wegbeweeg van wolke en storms en die tipe van goeders af. En vir die hele tyd by homself dink, dalk gaan ek dit nie maak nie. En toe, hoe hy nader kom, dink ek, daar gaan seker niemand daar aan die ander kant wees nie. Ek sal moet, sê nou is niemand wat kan Engels praat nie, by die vliegveld waar hy gaan land. En ek sal dalk 'n tandeborsel seker moet koop.
ek het nie 'n visum nie, sê nou, dit neem my in hegtenis, jy weet. En toe hy by daai vliegveld buite Parys land, toe is daar 100,000 mense wat hom juigend inwag, toe die nuus versprei van hierdie historiese gebeurtenis. Maar in elk geval, lang storie kort, hy is in die vroeë 1970s oorlede, 1974, Charles Lindbergh, en byna 30 jaar na sy dood, het 'n dogtertjie aan haar ma se ou briewe en goeders rondgekrap. Toe kom sy op liefdesbriewe af wat hy vir haar ma geskryf het, en toe lek die storie uit dat hy was getroud al die jare met 'n vrou in Amerika. Hy het 3 minnaresse gehad in Europa, by wie hy 7 kinders gehad het. Hierdie 3 minnaresse, ja, wat niemand van geweet het, 30 jaar na sy dood het dit toevallig uitkom. So hierdie heldefiguur het ook 'n swak kant gehad. Ook maar krake in hulle mondering. Ook maar krake in hulle mondering. So hy's 'n tipiese voorbeeld van 'n held met dalk 'n bietjie voete van klei. My genade. Dis fascinerend om te hoor dat daar helde is wat 'n mens soms besef is mense. Hoe maak 'n mens geskiedenis menslik? Hoe maak jy hierdie gebeurtenisse, 'n historiese gebeure, menslik? Waar is die menslike element elke keer? Dis maar rondkrap en soek en dan op 'n manier gesels waarmee mense kan identifiseer daarmee. Jy weet, om juist die tipies menslike elemente ook uit te lig en nie net die heldedade op te fokus nie. Ek het nou onlangs 'n week of 2 terug 'n praatjie gehad oor president Thomas Jefferson, wat ook toevallig op die Mount Rushmore is wat jy vroeër vanoggend gewys het. En hy was hierdie heldefiguur in Amerika, een van die grondleggers van die Amerikaanse Republiek, een van die founding fathers gewees, en 'n baie kleurryke, veelsidige persoonlikheid. En toe daar letterlik baie jare na sy dood, tot in die 1990s, meer as 100 jaar na sy dood, hulle moet DNS-toetse bewys dat hy buiteegtelike kinders by sy slavin gehad het. So nommer 1, hy het 'n klomp slawe gehad, wat in daardie tyd, vandag sien mens nou neer daarop, maar hy het buiteegtelike kinders by een van sy slavinne gehad, en dit laat mens toch so half met 'n ander gevoel na hom kyk, maar uiteindelik is dit deel van die veelkantigheid van 'n persoonlikheid, wat goeie goed, maar ook nie goeie goed gedoen het nie. Wie is van jou gunsteling karakters of mense waaroor jy iets interessant geleer het oor die jare van jou navorsing? Een wat dadelik by my opkom, en jy het vroeër genoem, jy is nogal lief vir oorlogsverhale en oorlogstories. In die Tweede Wêreldoorlog, en ek het laat in my lewe eers op die ou afgekom, was daar 'n Japanner gewees, Japanse vlieënier. En na die slag van Midway, dit was mens eers Pearl Harbor wat Japan Amerika aanval het, toe Amerika Japan verslaan by Midway. En toe die Japanse opperbevel met die gedagte kom, hulle wil Amerika uit die weste uit, van die Stille Oseaanse kant af aanval. En hulle het met hierdie mal idee gekom, hulle gaan 'n ou met 'n bomwerper wat op 'n duikboot in 'n waterdigte kompartement gemaak is, gaan hulle met die duikboot vat tot naby Amerika, dan gaan hulle opkom in die Stille Oseaan, hy gaan opstyg en hy gaan bomme gooi. En hierdie Japanse offisier, hy was dink 28 of 30 jaar oud gewees, Nobuo Fujita was sy naam. Hy het toe die projek volvoer en opgestyg van die duikboot af naby die staat Oregon. Brookings is die dorp se naam, naby die staat Oregon. En hy het 4 brandbomme in die woude gegooi. En die Japanners geglo daai brande gaan versprei na die stede toe in paniek in Amerika veroorsaak. Vandag is met ons wat gewoond is aan Google Earth en jy kan kyk wat aangaan. Mens bedink is 1942 toe dit gebeur het. So hulle het nie die inligting gehad nie, maar dit klink absurd dat hy gedink het hulle gaan dit regkry. En van die 4 brandbomme het net 1 uiteindelik ontplof en 'n paar bosbouers het met 'n emmer geblus. Dit was letterlik die effek van hierdie ou se aanslag gewees. En hy het 'n paar dae later 'n tweede poging gehad wat net so onsuksesvol was. En hy het verskriklik sleg gevoel na die oorlog dat hy Amerika aangeval het. En toe die mense van Brookings in Oregon het hom genooi 20 jaar na die oorlog, 1962, om hulle te besoek. En hy het toe sy samurai swaard vir hulle geskenk en om verskoning gevra, hulle met hom vergewe dat hy Amerika aangeval het in die Tweede Wêreldoorlog. Maar daai feit dat Amerika wat altyd dink hulle is lekker eenkant, hulle is veilig daar ver weg, hulle kan skiet, maar niemand kan op hulle skiet nie. Hier het 'n vegvlieënier met 'n vliegtuig Amerika aangeval, al was dit totaal nie 'n sukses gewees nie. Alweer is so fascinerend. En net vinnig ons tyd eintlik verby, maar waar kan mense hierdie boek, Historiese Almanak boek by jou kry? Pierre, hy is redelik wyd in die boekwinkels beskikbaar, so hulle kan by die boekwinkels behoort om in die hande te kry. En as hulle direkte bestellings, mense op die platland miskien wat sukkel, kan hulle hom by my seun bestel. Hy hanteer ons direkte verkope. louisgrobbelaar@icloud.com.
louisgrobbelaar@icloud.com. Iemand wat dalk nie by 'n boekwinkel kan uitkom nie, kan dit daar ook bestel. Maar lekker. Baie dankie vir jou moeite vanmôre. Dis heerlik om met 'n geskiedenisfan te gesels. Baie dankie vir julle. Ja, daai het jy dit. Albie Grobbelaar met sy nuwe boek Historiese Almanak wel. Is dit kan 'n mens sê dis 'n ouer dit sy projek, sy lewensprojek kan 'n mens dan nou maar sê. En dis altyd lekker om bietjie nuwe stories uit mekaar uit te trek en om te krap oor die ou verlede. Nou ja, as ons terugkom nou vir Advertensiebreek, dan praat ons bietjie oor julle stories op sosiale media wat julle met ons gedeel het.